Of is jou lewe net maklik? Dis nie altyd net maklik nie. Dis nie altyd net lig nie. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Partykeer is dit ook moeilik. Ons mag nie eerlik wees in die kerk nie. Partykeer is dit ook, voel dit vir my, dit voel bietjie donker, dit voel bietjie benoud, dit voel angstig, dit voel bietjie of ek in 'n situasie is wat ek nie wil wees nie. Nou ek het in die laaste, ek dink is vandag die 4de keer, dat ons praat oor Jakob, en hierdie reeks gaan van bedrog na beloofde seën, en vandag gaan ons praat oor die lang pad van vorming. Die lang pad van vorming. En ek vertrou die Here, dat die Here jou vanmôre gaan huis toe stuur met die wete, God gebruik situasies ten goeie vir jou. Kom ons sê gou vir mekaar, alles werk mee ten goeie vir wie? Vir die wat die Here lief het. Het jy die Here lief? As jy die Here lief het, dan is daar nie, dit is so swaartekrag, of jy het glo, en of jy het nie glo nie, of jy verstaan of nie verstaan nie, of jy dit kan uitredeneer of nie uitredeneer nie. Alles werk mee ten goeie vir die wat die Here lief het. Amen. Alles werk mee ten goeie. Amen. Nou, as ons dink aan Jakob, ons het begin by Genesis 25 en vandag se gedeelte gaan daar van Genesis 29 tot 31 en gaan doen jouself verguns en gaan lees net so 'n bietjie deur dat hierdie wat vanmôre gesê word, dat dit net weer nuut in jou hart kan wees. Kom, en ons moet eerlik wees. Ons moet eerlik wees. En die eerste belangrike ding wat ek vanmôre vir jou wil sê is, God vorm ons soms nie in die maklikste manier nie. God kies nie die maklikste manier sodat jy by punt B kan uitkom nie. Daar's tye wat ons vir onsself vra en selfs vir die Here vra, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Waarom verander U nie die situasie nie? Waarom moet ek met hierdie mense saamleef? Hoekom moet ek met hierdie mense saamwerk? Want daar is mos niemand erger as die ouens wat saam met jou werk nie. En ons vra, waarom maak U nie die deur oop nie? Waarom gee U my nie dit of dat nie? En kom ons wees gou eerlik, ons hou daarvan as die Here ons seën. Maar ons hou nie daarvan as die Here ons vorm nie. En tog is vorming 'n belangrike deel van God se werk in ons lewe. Jakob het in Genesis 28 'n wonderlike belofte van die Here ontvang. Hoor gou wat sê die Genesis 28. Hy sê, die Here sê, ek is met jou. Ek sal jou nie verlaat totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het nie. Ek is met jou. Ek sal jou nie los nie. Ek sal nie die situasie jou verlaat nie. Ek sal jou nie alleen agterlaat nie. Ek is met jou. Weet jy wat? Ek weet nie of dit vir julle is nie, maar dit moet dan 'n vertroosting wees om vanmôre te weet die Here is met my. Man, al gaan ek ook deur wat, die Here is met my. Al voel dit vir my, my bene is moeg, die Here is met my. Al voel dit vir my, dit is te swaar om te dra, die Here is met my. Maar kom ons dink bietjie, die Here is met hom. En dan verlaat hy, moet hy vlug van sy huis, en hy gaan
na Laban toe. Ja, ek is dan bly daar is nie vandag meer mense wat Laban is nie. Want anders het jy vir hom gewerk. En sy tyd met Laban is nie maklik nie, dis nie eenvoudig nie, dis heeltyd gekompliseer. Hy word mislei, hy werk jare lank, en kort, dan verander Laban die reëls. Kort, dan sê Laban, nee, het werk nie nou meer so nie, het werk nou so. Jy kry nou nie meer soveel nie, jy kry nou soveel. En kort is daar spanning, daar's konflik, daar's heeltyd hierdie ervaring, ek kan net nie bo uitkom nie. Terwyl Jakob alles in sy vermoë doen, om sy beste te gee, deur hierdie moeilike tyd, is die Here eintlik besig, om sy omstandighede te gebruik, ten goeie vir hom. Kom ons stop gou, wat het ons net gesê? Alles werk mee. Hallo? Alles werk mee ten goeie vir die wat die Here liefhet. So, selfs my moeilike omstandighede, selfs die moeilike tyd wat deur ek gaan, het die Here die vermoë om alles ten goeie te laat meewerk. En die Here is besig om iets dieper vir Jakob te doen. God is besig om Jakob te vorm. Onthou wie Jakob was. Hy's die bedrieër. Hy's die een wat mislei. Dit bring my by die eerste belangrike punt. God vorm ons deur ons planne te ontwrig. Ons het dan baie planne. Man, ek gaan dit doen, en ek gaan dat doen, en ek gaan so maak, en ek gaan daar, en dit, jy weet, Jakob kom by Laban. Nou ja, Jakob is 'n jong man. En Jakob, toe hy by Laban kom, wat sien hy eerste? Wanneer laas het jy dit gelees? Man, party van ons is moeilik om hierdie goed te dink. Want dis so lank terug, jy kan dit nie eens meer onthou nie. Maar Jakob kom by Laban en al wat hy sien is Rachel. Dis al wat sy oog vang. Onthou jy toe jy jou maatjie die eerste keer sien? Jare terug. Baie jare terug. Honderde jare terug. Kan jy onthou? En Jakob het net oë vir Rachel. Hy's verlief en hy's verlore en hy's besig met planne. En die ou mense het gesê hy het muisneste. En dan is daar 'n ooreenkoms. Jakob maak 'n plan. Man, daar's niemand wat beter planne maak as 'n ou wat verlief is nie. Hallo? En hulle kom ooreen. Hy en Laban kom ooreen. En hy sê ek sal 7 jaar vir haar werk. Ek dink dit was baie meer, maar kom ons kom daar. Hoor wat sê Genesis 29 vers 20. Hy sê, so het Jakob dan 7 jaar gewerk vir Rachel. Hoor gehou, jy moet dan baie verlief wees. En hulle was, daai 7 jaar was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Wat 'n mens sal doen. Hallo? Wat 'n mens daarom sal doen. En toe die groot dag aanbreek en die troue moet plaasvind, onthou jy wat gebeur? Toe Jakob die volgende oggend, hy was aan deur die mis. Hy was so verlief, hy kon nie uit sy oë sien nie. En die huwelik was die ontnigtering.
En toe hy die volgende môre wakker word, toe sien hy, dis Lea, nie Rachel nie. Ja, wat 'n verontrusting. Hoor gehou, wie is Jakob? Wie is Jakob? Hoe jy moet hierdie snap. Jakob is die bedrieër. En die eerste ding wat hy beleef toe hy weg van die huis af is, hy word self bedrieg. Die Bybelse waarheid is 'n Bybelse waarheid, of jy 'n kind van die Here is of nie 'n kind van die Here. Die waarheid is dit wat jy saai. Dit wat jy saai, sal jy maai. En Jakob, hy ervaar sy skoonpa wat hom mislei. Hy ervaar self die pyn van misleiding. Hy ervaar self, hy moes 7 jaar werk net om mislei te word. Wat leer Jakob? Jakob leer, my planne werk nie altyd uit nie. Hy het 'n plan gehad, maar sy plan word ontwrig. En kan ek vanmôre vir jou kom sê, soms ontwrig die Here jou lewe, sodat jy by sy plan kan uitkom. Nou, daar so baie mense wat so baie goed sê van Lea. Sy was nou nie die mooi enetjie nie, sy was vaal en sy... OK. Luister. Ons wil hê, kom ons wees gou eerlik vanmôre met mekaar. Ons wil hê dat God ons situasie vinnig moet oplos. Man. Ons wil soms eers die Here moet gister al vandag se probleme oplos. Maar weet jy wat? God wil soms iets in ons karakter doen wat tyd vat. Veral met ons Afrikaners. Afrikaners is nie net plesierig nie, hulle is baie hardkoppig. Dit voel vir my partykeer 'n mens is soos iemand wat 'n spyker in sy voet het, hy loop al in die ronde. En hy dink as hy vinnig of stadig loop, sal dit vinniger verbygaan. Luister, God vorm karakter. Ons wil 'n bestemming hê, maar God wil 'n bestemming met ons hê. Dis die eerste belangrike ding. Die tweede belangrike ding is, God vorm ons deur ons te leer om te wag. Kom ons wees gou eerlik, niemand hou van wag nie. Ons veral, ons sukkel om te wag. Jakob moes wag. Hy moes lank wag. Hy moes jare wag. Ons hou nie daarvan om te wag nie. Ons wil antwoorde hê. Ons wil 'n resultaat hê. Ons wil oplossings hê. Ons wil hê die Here moet nou iets doen. Maar God werk dikwels nie op dae nie, selfs nie op weke nie. Soms werk die Here in seisoene. In seisoene. En seisoene is meer as 'n maand. Kom ons stop gou. Abraham moes wag. Josef moes wag. David moes wag. Jakob moes wag. Ek en jy het nie beter as hulle nie. En die wagtyd beteken nie God is nie aanwesig nie. 'n Wagtydperk is dikwels 'n werkswinkel waar God ons vorm. Ons vra, Here, wanneer gaan hierdie seisoen eindig? Ek kan nie wag dat hierdie moet stop nie. En in die tussentyd leer ons niks. En wat gebeur? As jy nie die les leer die eerste keer nie, wat gaan gebeur? Jy gaan dit weer herhaal. Jy gaan dit weer herhaal. Maar dalk vra die Here, dit gaan nie oor wanneer gaan die seisoen eindig nie. Dit gaan oor
wat die Here in jou lewe wil bereik voor die einde van die seisoen. Dalk leer die Here jou geduld, dalk leer hy jou vertroue, dalk leer hy jou om nie mense te manipuleer nie, dalk leer hy jou dat jou identiteit nie sukses is nie. Dalk leer hy jou om te sê, Here, ek vertrou U, al verstaan ek nie. Derdens, God vorm ons deur moeilike mense. God vorm ons deur moeilike mense. Luister, Laban was nie net 'n moeilike ou nie, hy was glad nie maklik nie. Jakob werk hard, hy doen sy ding, hy doen wat hy moet doen, hy bly getrou. Maar Laban verander heeltyd die grense. Jakob probeer vorentoe beweeg, en dan is spanning. Tog gebruik God selfs daai moeilike omstandighede. Luister, as die Here met Jakob werk, dan werk hy nie met hom omdat Laban reg is nie. Hy werk met Jakob omdat hy iets wil doen in Jakob. Kan ek gou vanmôre sê, God is groter as Laban. Ek dink dit kon maklik wees nie. Onthou net, hierdie situasie is naby, want Jakob bly by Laban hulle. Jakob hy's in die huis, want hy's deel van die huishouding. En tog kom Laban en hy's heeltyd besig om hom te bedrieg. Maar God is groter. Die belangrike waarheid is, as die Here jou vorm, dan wil hy dit nie op die maklikste manier doen nie. Hy wil dit op die mees doeltreffende manier doen. Amen. En die doeltreffendste manier is nie altyd die maklikste manier. Veral as jy bietjie hardekop is. Sommige van ons grootste karakterlesse kom deur ons te leer om wat is geduld. Het julle al ooit gelees van die liefde? Dan 1 Korintiërs 13. Dan noem hy eers die karaktereienskappe. Ek hou daarvan om dit te noem by 'n troue. Dan noem hy die verskillende karaktereienskappe van liefde. Weet jy wat is die eerste een? Die liefde is geduldig. Geduldig. Hy noem dit die eerste, omdat dit moet eerste verby nie. Hy noem dit eerste, omdat dit belangrik is. Mense wat ons teleurstel, mense wat ons verkeerd behandel, mense wat ons nie verstaan nie, mense wat probeer om ons te beheer. En kom ons wees gou baie eerlik vanmôre. Wat doen ons as ons in moeilike omstandighede? As ek 'n moeilike baas het, wat doen ek? Een van twee gebeure. Here, gee vir my ander werk. Of Here, verander hom. Net een van die twee. Here, vat my weg, of Here, verander hom. Want dalk wil die Here jou verander. Soms vra die Here, wat wil ek binne in jou verander? Dit beteken nie dat ons onreg en mishandeling en wat ook al moet aanvaar nie. Dit beteken net dat die Here my dikwels in moeilike omstandighede verander. Ons is die meeste vatbaar vir verandering in moeilike omstandighede. Miskien wil die Here jou selfbeheersing leer. Miskien wil hy jou leer om te vergewe. Miskien wil hy jou leer dat jou identiteit in Christus is en nie in mense se goedkeuring nie. Miskien wil die Here jou leer deur daai persoon wat so moeilik is. Ek wonder of ek dit mag sê vanmôre. Ek hoop nou nie ek trap op jou tone nie. Partykeer is my baas baie irriterend, want daar's baie goed in sy lewe wat net soos myne lyk.
En hy's eintlik 'n spieël wat vir my wys hoe ek is. O, nee. Hallo, die Here wil met my praat deur daai ou. Amen. Eina. Vierdens, God vorm ons deur ons te leer dat hy ons bewaar. Die Here is nie net met ons nie, maar hy is ons bewaarder. Hy is ons bewaker en hy sluimer op slaap nie. Ten spyte van alles wat met Jakob gebeur, vergeet die Here hom nie. Die Here vergeet hom nie. In Genesis 31 kyk Jakob terug na sy lewe en hy moet erken, God het my bewaar. Laban het hom probeer benadeel, maar God het hom nie verlaat nie. As jy mooi gaan lees daar van Genesis 29 tot 31, te midde van al die druk, te midde van al die beledigings, te midde van al die bedrog, seën die Here vir Jakob. Al verander die speelveld, kort, dan kom die seën van die Here. Die Here verlaat hom nie. Luister, ek wil vanmôre vir jou kom sê, die feit dat die Here vir jou sê, ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar, beteken nie, jy gaan nie moeilike goed beleef nie. Kom ons stop gou. Wat het Genesis 28 gesê? Genesis 28 sê die Here vir Jakob, ek is met jou. Maar die Here het nie gesê, jy sal nie probleme hê nie. Die Here het nie gesê, dat almal jou altyd goed gaan behandel nie. Die Here sê, ek is met jou. Dis die belofte. God se verteenwoordigheid in jou lewe beteken nie die afwesigheid van probleme nie. Jy kan hoe wonderlik wees en die Here kan hoe wonderlik in jou lewe werk, maar jou omstandighede is nie altyd wonderlik nie. Dit beteken, as die Here sê, hy's met my, en ek gaan deur 'n krisis, dan beteken dit, ek is nie alleen nie. Al is my probleem hoe groot, daar's geen situasie waar die Here nie kan oplos nie. Miskien is daar iemand wat vandag moet hoor. Miskien is daar vandag iemand wat hierdie woorde moet hoor. Jy verstaan nie wat aangaan nie. Jy weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. Jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Die belangrikste is, die Here is met jou. Die Here is met jou. Vyfdens, God vorm ons, wanneer ons leer, om nie alles self te beheer nie. Ons wil beheer. En ons wil graag beheer, want ons dink as ek in beheer is, voel ek veilig. Dis soos wanneer jy kar bestuur. As jy kar bestuur, is jy baie veilig. Maar jy voel baie onveilig as jou kind die kar bestuur. Maar ons leer hier uit Jakob. Terwyl hy by Laban is, besef hy, ek kan hard werk, ek kan my bes te doen, maar ek kan nie die uitkoms bepaal nie. Hy leer dit. Ek kan planne maak, maar God is in beheer. Wat sê Spreuke? Die mens kan wik, maar is God wat beskik. Jy's nie in beheer nie. Ek kan getrou wees, maar ek kan nie ander mense beheer nie. Ek kan wysheid hê, maar ek kan nie toekoms voorspel nie. Ons dink, as ek alles onder beheer het, sal alles veilig wees. Maar dit is nie waar nie. My veiligheid is nie my vermoë om alles altyd te beheer nie. My veiligheid is, wanneer ek God beheer gee. Wanneer die Here in beheer is. Jy hoef nie vandag jou toekoms uit te werk nie. Jy hoef nie
almal gelukkig te hou nie. Jy hoef nie probeer om altyd al jou probleme self op te los nie. Luister, jy is net veronderstel om getrou te wees aan die stem van die Here. God is God. Luister, God is God. Nie jy nie. En dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Dank die Here, ek is nie God nie. Want as ek God was, het ek anders met myself gewerk. Amen. Dis die goeie nuus. Sesdens, moenie God se vormingswerk afmaak nie. Hier is 'n baie belangrike ding en hier's 'n groot gevaar. Jy sien, wanneer ek in 'n sekere seisoen is en die goed loop nou al lank en dit raak ongemaklik, wil ons onmiddellik hê dit moet einde kry. En kom ons wees gou eerlik, wat doen ons? As ek by my werk is, en dit bly moeilik, en dit bly moeilik, en dit bly moeilik, onthou Jakob, dit bly moeilik, jaar in, jaar uit, dit bly moeilik, jaar in, jaar uit, dit bly moeilik, jaar in, jaar uit, en wat doen ons? Ek is klaar met hierdie werk, ek is klaar met hierdie mense, ek wil net wegkom. Hallo? En kom ons wees eerlik, partykeer maak die Here aan die deur oop. Dit is so. Maar die Here wil my partykeer in my omstandighede, wil hy iets vir my leer. Ons moet onderskei wanneer God ons uit 'n situasie lei en waarin ons self probeer om uit 'n situasie te vlug. Om te vlug help niks. Dis soos daai pastoor wat 'n beroep kry na die volgende gemeente en die tannie kom hom groet en sy sê, pastoor, ek weet hoekom jy weggaan. Hy sê, tannie, hoekom dink jy gaan ek weg? Sy sê, dis daai oom Jan, hy het jou al jou hel gegee. En hy dink by homself, dis waar. En sy sê, maar ek het vir jou slegte nuus. In die nuwe gemeente is daar ook 'n oom Jan. Hy wag vir jou. Jy sien, jy kan nie uit jou ongemaklike situasie wegvlug nie. 'n Voël wat heeltyd vlieg het nooit kos nie. Nie elke ongemak beteken God wil ek moet weggaan nie. Soms wil die Here in jou situasie jou vorm. Dink bietjie aan 'n beeldhouer. Ek kan onthou, ons het jare terug in Johannesburg gebly. En nie ver van waar ons gebly het nie, was daar 'n beeldhouer. En hierdie ou het die grootste beelde vir die staat gemaak. En ek kan onthou, op 'n stadium toe moes hy 'n perd uitkap. Hulle het met 'n groot, enorme trok, het hulle 'n groot rots by hom kom aflaai. En hy moes uit hierdie massiewe rots moes hy 'n perd maak. En iemand vra vir hom, hoe gaan jy dit reg kry om 'n perd uit hierdie klip uit te kap? Sê, dit is eintlik baie eenvoudig. Ek haal net alles wat nie soos 'n perd lyk nie weg. Dan bly die perd oor. Jy sien, soms weet die Here wat hy in jou wil vorm. En in 'n beeldhouer, hoe kry hy dit reg? Hy gebruik 'n hamer en 'n bytel. En soms sien die Here die potensiaal binne my. Daar's 'n perd in my binneste, maar ek is tevrede om 'n donkie te wees. Hy sien 'n perd, maar jy aanvaar 'n donkie. Ek wil vir jou sê, soms werk die Here binne in ons met 'n bytel. En ons vra, Here, waarom? Maar ek en jy kan nie sien wat die Here sien nie. Hy sien my potensiaal. Hy sien my vermoë. Hy sien waantoe hy op pad is. En weet jy wat die belangrikste is? Hy wil hê mense moet Jesus in my sien. Amen. Hy wil hê
mense moet Jesus in my sien. Maar om Jesus te sien, moet hy eers hierdie eie ek wegvat. Ek wil begin afsluit. Ek en jy word nie deur moeilike omstandighede gered nie. Dis die evangelie. Dis die blye boodskap. Ons moet dit baie duidelik stel. Ons word nie gered omdat ons deur moeilike omstandighede gaan nie. Ons word nie gevorm omdat die Here op daai manier begin om lief te raak vir ons nie. Kom ons sê gou voordat ons aangaan, die Here is lief vir my net soos ek is. OK, miskien moet ek dit weer sê. Hierdie ouens sal ek dalk beter glo. Die Here het my lief net soos wat ek is. Maar sy liefde is so groot, hy los my nie soos ek is nie. Amen. God het ons eerste lief gehad. Ons vorming is 'n reaksie op sy genade. En uiteindelik wil die Here ons vorm, dat ons meer en meer duidelik soos Jesus sal lyk. Jesus, luister, as ek net dink aan Jesus Christus terwyl hy op aarde was. Christus het in my plek en jou plek sonde geword. Hy het in my plek gesterf. Hy het in my plek opgestaan. En nou behoort ons aan hom. Amen. Daarom is die doel nie bloot ek moet beter word nie. Nee. Die doel is ek moet word soos Jesus. Jesus Christus moet sigbaar in my lewe word. Dis die bestemming. God wil nie net hê ek moet op 'n plek uitkom nie. Die Here wil hê ek moet anders by 'n plek uitkom. Kom ons maak dit gou van toepassing op ons. Daar's 3 belangrike vrae wat ek vanmôre wil vra. Die eerste een is: wat as God iets in my wil vorm? As hy iets in my wil vorm. As jy deur moeilike omstandighede gaan, is die vraag nie, Here, wat gaan die einde wees nie? Die vraag is, Here, wat wil U in my vorm? Tweedens, wat as ek God moet vertrou sonder om alles te verstaan? Jy weet, baie keer verstaan ons nie waartoe die Here op pad is nie. Ons verstaan dit nie. Jakob se prentjie was verkeerd. Jakob het nie die hele prentjie verstaan nie. Hy het dit nie geken nie. Maar God het dit geken. Amen. Jy hoef nie alles van die toekoms te weet nie. Die Bybel sê vandag. Nie môre, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, wanneer ook al nie. Die Here sê, al wat belangrik is vir jou, Here, gee my vandag. Vandag, 1 stapie op 'n slag. So, jy moet die Here vertrou, al verstaan jy nie. Derdens, waar moet ek ophou om alles te probeer beheer? Weet jy wat? Die maklikste is, gee oor. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek weet nie meer nie. Miskien is dit jou verhouding. 'n Verhouding met jou kinders, 'n verhouding met jou kleinkinders. Miskien is dit een of ander verhouding. Gee net oor. En miskien wil die Here hê dat jy moet verander om dit beter te maak. Het julle al gesien, party van julle kan dit nou nie meer onthou nie. Dis te lank terug. Maar as jy kort getroud is, dan wil jy net een ding, Here, verander haar. Nooit, Here, verander my nie.
Here, werk met haar. Verander, laat sy van opinie verander. Laat sy van denkwyse verander. Want dalk wil die Here hê jy moet verander. Miskien is dit jou werk, miskien is dit jou toekomsplanne, miskien is dit jou finansies, miskien is dit een of ander bekommernis, miskien is dit 'n onreg wat iemand aan jou gedoen het. Miskien is dit een of ander gebedsversoek wat jy lankal voor die Here vertrou. Al wat jy moet doen, Here, ek vertrou U, al verstaan ek nie. Here, ek vertrou U, al verstaan ek nie. Luister, God se lang pad is nie 'n verlore pad nie. Jakob se tyd met Laban was lank. Dit was moeilik. Dit was vol spanning. Maar dit was nie 'n verlore tyd nie. God was daar. En ek wonder, kan ek net gou hier terloops, uit wie se nageslag is Jesus gebore? Uit Rachel of Lea? OK. God het Jakob alles ten goeie laat meewerk. Hy het gedink dit. Hy was verlief en verlore. Sy oë was blind. Hulle sê mos, 'n ou is blind van die liefde. En die troue is die ontnigtering. Miskien is dit waar jy is. Jy's in 'n seisoen wat jy nie self gekies het. Jy verstaan nie. Jy wonder hoe lank nog. En jy het 'n belofte van die Here, dat die Here vir jou gesê het, ek is met jou. Miskien vra jy vanmôre, Here, wanneer gaan hierdie seisoen verander? Maar miskien moet jy ook vra, Here, wat wil die Here in my doen? Wat wil hy in my doen? Moenie, luister, moenie dink dat die Here se vormingswerk in jou lewe, omdat dit ongemaklik is, jy kan vlug nie. Laat die Here toe om jou te leer. Laat die Here toe om jou te vorm. Laat hom toe om jou te slyp. Laat hom toe om jou vertroue te verdiep. Laat hom toe om jou karakter te vorm. Want 'n lang pad is nie noodwendig die verkeerde pad nie. Dit kan 'n pad wees waarop God jou voorberei vir seën wat hy reeds beloof het. Onthou net, Jakob was 'n bedrieër en die Here is op pad na die beloofde seën. Maar in daai pad moes die Here hom vorm, sy karakter vorm, sy lewe vorm, sy idees vorm. En ek wil vanmôre vir jou vra, wat is dit waarvoor jy die Here vertrou? Wat is dit? Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, hierdie ding is my te groot. Ek kan nie meer nie. Here, hierdie is te ingewikkeld, ek weet nie meer nie. Here, hierdie is net te swaar, ek kan nie meer nie. As dit vanmôre jou begeerte is dat die Here vir jou sal moet antwoord, wil jy nie net daar wees? Kom ons sluit ons oë. Net daar wees, jou hand opsteek en sê, Here, help my. Kom aan. Net daar wees, sê, Here, help my. Here, help my. Ek weet nie meer hoe nie. Here, help my. Kom aan, net daar wees sit. Sê, Here, help my. Ek het U nodig. Here, dit gaan nou te lank aan. Help my. Here, vanmôre wil ons U dank dat U ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Here, dankie dat U vir ons sê vanmôre, ons kan U vertrou al verstaan ons nie. Here, help my om nie te vlug nie. Help my om nie te probeer om mense rondom my te benadeel omdat ek deur 'n moeilike tyd gaan nie. Here, gee vir ons die vermoë om te onderskei. Gee vir ons die vermoë om U leiding te volg. Help ons, Here,
om op te hou vra en te bly om getrou te wees aan u stem. Here, miskien moet ek iets leer, help my. Here, miskien moet ek iets verstaan. Here, miskien moet ek iets begryp. Miskien moet ek vanmôre leer om te vertrou, leer om te vergewe. Here, wat dit ook al is, ek wil u vertrou. Here, ek weet, u woord sê, in 1 Korintiërs 3 vers 18, dat u wil hê, ons moet in u teenwoordigheid, moet ons verander, om meer en meer soos Jesus te word. Here, ons vertrou op hierdie pad, ons vertrou u in hierdie wagtydperk, ons vertrou u, dat nie net mense rondom my nie, maar dat ek gevorm word. Here, ons vertrou u met die goed wat ons nie begryp nie. Here, ons vertrou u. Here, u het beloof, u is met my. Dankie dat ons u kan vertrou. Dankie dat ons ons hoop op u kan plaas. Dankie dat ons vanmôre 'n vaste vertroue het in dit wat die Here kan doen. In Jesus naam. Amen.